Ek wil vandag gesels oor hoe om God se teenwoordigheid te huisves. Hosting the presence of God. En 3 sleutels vir jou gee van hoe om God se teenwoordigheid in my lewe te huisves, want ek weet nie, maar dis redelik nogal awesome wanneer God in my lewe is. Toe die tempel van God of die ark van God weggedra is en hy toe by 'n Israeliet se huis is en hy vir 3 maande het hy God se teenwoordigheid gehost en sy lewe het verander. Hy het klomp incredible goed gesien wat gebeur het. Maar toe ek voorberei, toe is dit asof ek daar 'n woord is wat Here vir ons gee en baie van ons het die woorde ontvang, 'n belofte ontvang. Is amper asof die belofte dood gegaan het, asof die belofte nie vervul geword het nie, amper asof die belofte gesterf het. En baie van ons voel dat God het begin vir my lieg. Of wat die wat my lewe gespreek het, dalk nie die regte woord gegee het nie. Wie het al so iets beleef? Iemand gee vir jou 'n woord, dan dink jy, man, ek dink jy het verkeerd gehoor. Maar het vat te lank. Of het gebeur nie. En ek het net beleef, daar's 'n opbakking oor beloftes van God oor ons lewens, en selfs net moedeloos geraak, daar nog steeds krag in daai woord sou wees. Ek blaai saam na 2 Konings 4 toe, en is 'n storie van Elisa, en 'n vrou wat baie ryk was, baie vroom was. Sy het Elisa na huis ingenooi, maar daar was seker dinge wat sy gedoen het om hom te huisves, en volgens 'n woord het baie simboliek en baie betekenisse in, so moet mooi hoor. Maar seker dinge gedoen om die salwing en God se teenwoordigheid te huisves. En daar's 3 sleutels, maar ek wil volgens vir jou sê, maar deel van die woord is revelation. Revelation maak 'n movement in my gees. Toe Elisabeth vir Maria ontmoet, albei swanger gewees met Johannes en met Jesus, het Johannes in haar maag, die engel sê, he leaped. Want hy het 'n openbaring al reeds gehad in die baarmoeder van wie daar is in Maria se maag. En mag volgens iets in jou gees, mag daar 'n leap in jou gees wees. So 2 Konings 4 vers 8. En op 'n keer het Elisa na die dorp Sunem gegaan. En daar 'n baie welgestelde vrou gewoon, of baie ryk vrou. En sy het hom aangedring om by hom te kom eet. Hoe baie van julle weet, ek gaan vir sales gee, maar sy was 'n dapper vrou gewees. Sy het gesê, wanneer hierdie man van ver af kom en verbykom, wil ek hom oorreed om in my huis te kom bly. En sy het hom te oorreed om te kom eet ook. Dit is baie ongewoond gewees vir 'n vrou om 'n man te moes oorreed. En dan is die kultuur ook nog vir anders gewees. En toe, van toe af, het hy elke keer wanneer hy daar verbygegaan het, daar gaan eet. En na 'n tyd sê sy vir haar man, ek dink. Nou, ek weet jou nie, maar wanneer my vrou vir my sê ek dink, word ek bekommerd. Want dan moet ek of iets doen, of iets gaan koop. Die man. Ek dink, die man, wat as jy aankom, is 'n heilige van God. Kom ons bou vir hom. Sien, dis 'n ou Bybelse trikkie nie. Waar die vrouens sê, ek dink moet ons bou. Nee? Right. My bestuursraad word ek bang as ek vir hulle sê, ek dink. Maar dan bou ons. Kom ons bou vir hom 'n dakkamer, 'n meubileer met 'n bed, 'n tafel, 'n stoel, 'n lamp, en dan gaan hulle vir wys wat dit beteken, en dan kan hy daarin oorbly wanneer hy hier langs kom. Eendag kom Elisa daar weer aan, en kon hy dakkamer toe gaan om daar te gaan rus. Toe sê hy vir die dienaar Gehasie, gaan roep die vrou. Belangrik, hy het haar gaan roep. Sy het hom nie gaan roep nie. Toe sê sy aankom, sê Elisa vir Gehasie, sê vir haar, ons waardeer al die moeite wat jy vir ons gedoen het. Maar wat kan ons vir jou doen? 'n goeie woordjie vir jou gee by die koning, of dalk by die hoof van die leer. Nee, antwoord sy.
ek is gelukkig tussen my mense wat vir hom omgee. Dit is baie nederig. Dit is min gepla met baie dinge, want hy klaar alles wat hy nodig het. Sy gepla met status of roem nie. Isa sê van vers 14, is daar nie tog iets wat ons vir haar kan doen nie? Gehasie sê toe, sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud. Geroep haar weer, sê hy vir hom. Sy terugkom, sê Elisa vir haar, terwyl sy by die deur staan, volgende jaar hierdie tyd, sal jy 'n seun in die arms vashou. Nee meneer, maak sy beswaar, asseblief man van God, moenie vir my onwaarhede vertel nie. Vers 17, maar die vrou het swanger geword, en ten spyte van haar ongeloof, op baie stadium, baie keer, kan ons in 'n gat gaan sit, baie keer kan ons mismoedig word, selfs ongeloof oor God se beloftes in my lewe kry, maar partykeer, al is ek ongeloofig in my hart, wanneer daar 'n woord, 'n belofte van God in my lewe is God by magte om my ongeloof tegemoet te kom en sy woord te bewaar. De bewaarheid, ekskuus. 'n jaar later het sy 'n seun in die wêreld gebring, soos Elisa vir haar gesê het. Hierdie vrou, iets greats gebeur met haar. Vir 'n oomblik, is sy 'n oomblik geskep vir God om haar lewe te beweeg, en sy het goed gedoen, sy het 'n paar goeie punte bereik, maar sy is baie spesifiek gewees oor wat sy toe nou moes doen om uit te kom. En wat toegelaat was om vir die woord om te manifesteer. Maar nie dit nie, later lees jy dat die belofte wat God vir haar gee, die seun, sterf. Hy's dood. En wat toe gebeur is, Elisa, die woord kom by Elisa uit, hy het nie gesterf, en sy gaan haal Elisa, en opwekkingskrag kom in haar huis in, en die kind lewe weer. En baie keer voel dit, asof ek 'n woord van God kry, God gee my 'n woord, en dan sterf iets, en ek word mismoedig, daar kom 'n plek van dood in, maar ek moet 'n plek van oorgawe kom, so baie keer gaan iets dood, so ek 'n oorgawe vir God gee, om te kan doen wat hy moet doen. En baie keer, word ons moedeloos. Soos die vrou vir hom sê, nee man van God, moenie vir my jok nie. Baie keer voel jy, man, moenie vir my 'n woord gee nie, want hierdie woord kan nie waar word, dis nie moontlik nie. Maar selfs al was 'n ongeloof in haar hart, het God die vermoë gehad, of presies die vermoë, om binne haar te werk, om die woord te kan manifesteer. En God het die vermoë verby my en jou, se moedeloosheid, ongeloof, te kan kyk. Nie van jou nie, maar ek is 'n paar keer in my lewe al mismoedig gewees oor 'n woord wat God vir jou gee en gebeur nie. Want ek en jy wil graag hê dit moet gou gebeur. En God sê baie keer voel dit asof destinies of die woord doodgegaan het, maar dit moet doodgaan. Jesus moes kruis toe gaan. Die woord moes kruis toe gaan, hy moes sterf om weer te kon lewe. En baie keer hoe dit in my lewe sterf voordat dit kan opgewek word. Abraham kry 'n woord van God. Abraham wag 25 jaar vir die belofte kan manifesteer. Sy vrou lag. Die woord gebeur. Josef wag klompie jare. Hy kry 'n droom. God sê vir hom, jy gaan 'n koning word, of jy gaan belangrik word. Almal gaan voor jou buig. En wat gebeur? Dan gooi hom in die put. Hulle verkoop hom. Hy word 'n slaaf. Hy word valslik beskuldig. Gaan tronk toe. En word eventually second in command. Nou, 3 sleutels wat ek en jy uit die woorde kan vat om God se teenwoordigheid te huisves, was dit 'n paar dinge gedoen en toe sy hom huisves, het daar lewe in haar huis gekom. Vers 9, na 'n tyd sê sy vir haar man, ek dink die man wat dikwels hier aankom is 'n heilige van God. Sê gesaam my onderskeiding. Sy het geonderskei. Dis nie wat die matriek moet doen om ons kinders te kry vir matriek nie. Dis onderskeiding, om te kan onderskei. Engelse woord is discernment. En hierdie vrou
kon herken of hy het geestelike onderskeiding gehad om te besef die man van God wat dit deurtrek is 'n man van God. En baie keer kom ek in 'n plek in ons lewe waar God gereeld verby my en jou beweeg. Die woord sê Elisa het gereeld daaraan gegaan. As oomblikke in my lewe waar God sal manifesteer, God sal verby beweeg, en klomp mense kan van die sit of vandag hier sit en ons kan God ervaar, maar as mense wat nie besef dat God beweeg reg langs my nie en ek mis God. En sy het geonderskei, dat die man wat hier verbyloop is 'n man van God. Ek en jy moet leer om te onderskei wanneer God in 'n plek beweeg. Sien, Moses het nie toe hy in die woestyn geloop het met brandende bos. Dit was nie iets abnormaal gewees vir 'n bos om te brand nie. Jy geweet, dit is normaal gewees in daai woestyn vir bos om te brand. Maar hy het in daai oomblik geonderskei, toe hierdie bos brand, dat hierdie bos as iets heilig omtrent hierdie bos wat brand. En ek en jy moet begin op 'n plek kom waar ons kan onderskei wanneer God beweeg. Want God kan beweeg in my lewe en ek kan dit mis. Jy kan mis wanneer God beweeg. En geestelike onderskeiding laat my oë oopgaan en ek kan die vermoë om God te ervaar, te beleef. I start to discern when the Spirit of God is moving. 'n Great ding vanoggend, en Harold en dinge weet hy nie, maar wil ek hier staan, wil ek vir julle twee bid. En ons bid vir klomp mense, en daai oomblik, hulle uitbeweeg, en wil ek hom bid. Because there was a discernment in the Spirit to be obedient what God's doing. Ek moet begin sensitief raak. Maar as ek 'n harde hart het, kan ek nie altyd God se teenwoordigheid onderskei. As ek sukkel met onvergifnis, onblyde sonde, my hart wat verhard in sekere plekke van my lewe, dan maak dit dat ek nie kan sensitief wees om God te kan onderskei nie, want dit maar wanneer ek onderskeiding het, die vermoë het om die woord van God om my lewe aan het die vermoë om God se woord in my lewe aan te wakker en die belofte te kan vervul. So eerste ding is ek moet God se teenwoordigheid kan herken. Ek moet onderskei dat God nou hier is. Die vriend wat vir my baie gestel van sê, want ek bid nie meer vir verhouding nie, ek bid dat ek kan God se gees of teenwoordigheid herken. En ek moet onderskei wanneer God verbygaan. Elisa het gereeld daar bygeloop. Dit was nie iets abnormaal gewees nie, maar sy het besef die man wat hier loop is 'n man van God. Ek en jy moet besef wanneer God beweeg. Want as tye wat God gereeld sal verbygaan. En dan moet ek op 'n plek kom waar ek sy teenwoordigheid kan herken. Die tweede ding is, en dis vers 8. Op 'n keer het Elisa na Sinem gegaan. Die vers sê, en sy het hom aangedring, kom eet. Sy het hom aangedring, die Engelse woord is persuade. She persuaded him, om na huis toe te kom. Kyk, ek weet nie of jy nou, of jy ook hierdie nommer skryf met jou bel nie. Telemarketers. Ek weet nie of jy ook al 'n kind gehad het. Jy is bietjie siek, jy moet al oortuig. Daai masjien is goed vir jou. Jy moet 'n sales ou as jy bel. Kyk, ek hard sal my bel. Jy kan hulle blok soveel as jy wil, hulle kry jou nommer van 'n ander plek af, dan bel jy. En as jy dit wil neersit, maar meneer,
As jy hulle is persuasive. Veral as jy by 'n plek kom so spur. En die waiter oortuig jou om nog 'n bakkie roomys te eet. Al baie oortuigend. Ek gaan oortuig die volgende keer op die Kransfontein pad gaan ons by Mosters stop. Hulle het roomys by die huis. Nou het gesê as daar weer afby moet gaan stop vir roomys. Ek is oortuig in my hart. Nee, maar sien die woord sê sy het hom oortuig. She persuaded him. Toe sy agterkom, hy's 'n man van God. Wanneer ek nie by 'n plek kom om God se teenwoordigheid te onderskei, moet ek uit my gemaak uitkom en God se teenwoordigheid, sy gees begin vasklou, vashou en vastrek in my lewe in. Ek kan in my kamer sit en honger vir God wees en ek kan God se teenwoordigheid in my kamer in trek. Ek het die vermoë om God se gees kan vasgryp en deel te maak my lewe. Lukas 24 vers 28. As jy dit wil blaai. Die woord vertel vir ons Jesus en sy disippels is op pad om verby 'n dorp te loop. En die Engels sê they violently, aggressively persuaded him and took hold of him to come into that town. Hy wou net verbyloop. Hy sê nee, Jesus, nee. Jy kom in ons dorp in. Wanneer laas het ek en jy so desperaat vir God gewees dat ons met respek gesê God dwing om my te kom besoek? Hy het altyd al. Maar wanneer laas het ek so desperaat gewees dat ek sal enigiets doen? I'll do anything. Ek sal enigiets opgee vir u om net in my lewe te kom huisves, te kom bly by my, om dit te kan beleef. Kyk, toe jy jou girl begin date het, jou man begin date het, het jy alles gedoen, moontlik, om baie te gaan kuier. Ek is mense in hierdie plek wat baie ver gery het, net vir 'n koffie. Jy's erg vir dit. Jy's enigiets doen, om haar ma of sy ma of pa, of haar ma of pa, waar ek nie mag vind, te oorreed, om net te kon nog vir 'n halfuur lank kuier. Die kinders het die vermoë om baie persuasief te wees as dit kom by wat hulle wil hê. Halt maniere. Hoekom sukkel ons so om God se teenwoordigheid in my lewe aan te gryp? Sien, ek glo God is op soek na honger mense. Mense wat sê ek gee nie wat dit my gaan kos nie, I don't care what it takes, maar ek wil nie in my lewe in huisves. Ek wil nie my kom besoek nie, ek wil nie by my kom bly, moenie verbygaan nie, kom bly by my, kom. Maar ons is seker wat ek in my lewe moet regkry om seker te maak Jesus voel gemaklik in my lewe. En die vrou het om oorreed om haar te eet. En jy moet weet, as jy iets moet oorreed, is daar weerstand. En jy oorreed nie as daar weerstand is, as daar nie weerstand is nie. You only persuade when there is Savior? Resistance. Weerstand is. En wat vir my sê, Elisa waar teenstaan. Vir daarom oortuigend te wees, moet daar weerstand wees. En wanneer daar weerstand is, dan vra God, Gees, maar honger is jy? Ek dink baie keer wag God om te sien honger ek nie is, voor hy sy gees in 'n plek neerdal. Of baie keer God sy gees cheap maak. Die woord het Jesus oor dit om hom en daarmee te gaan. Sy word hulle geestelike oë opgegaan. Hulle het geestelike onderskeiding beleef en hulle het geestelike openbarings en die vuur van God op
hulle afgekom. Die woord sê hulle harte het gebrand binne hulle. Hulle het intimiteit met hom ervaar, hom leer ken en omdat hulle besluit gemaak het om God te huisves, aan te gryp, te oorreed. En die vrou het presies so gemaak, sy het hierdie Elisa geoortuig. Elisa, jy gaan nie bygaan, jy gaan by my gaan jy kom eet, jy gaan kom bly eventually. En die woord sê dat God in ons harte woon deur geloof. Wat beteken, hy moet begin tuis voel binne my en jou. Dus nommer 1, ek moet God se teenwoordigheid begin onderskei, ek moet herken, wat beteken, alles lyk normaal, maar ek moet begin bonatuurlik sien. Sien dinge wat nie daar is nie. Weer eens, soos Moses. Die bos was normaal om te brand, maar het geonderskei iets anders te om in die bos. Nommer 2, as ek moet herken, dan moet ek dit vasgryp en ek moet dit oorreed in my lewe intrek. Maar nommer 3 is, sy het sekere dinge gedoen om die teenwoordigheid van God of van Elisa te kan huisves. En dit is simbolies vir wat ons moet doen, en dit is vers 10. Kom ons bou vir 'n dakkamer, en beleer met 'n bed, 'n tafel, 'n stoel, 'n lamp, want ek kan oorbly wanneer hy hier langs bykom. Ek het gister 2 begrafnisse gehad, en een van my go-to tekste vir 'n begrafnis is Johannes 14, waar Jesus sê, glo in my, glo in God. Ek gaan om vir jou wat? 'n plek voor te berei. En wanneer jou plek reg is, kom haal ek jou, om by my te wees. Wat vir my sê, Jesus gaan en hy berei vir my en jou plek voor, en hy berei vir ons 'n plek in die hemel voor, maar berei ek en jy ons harte voor, vir hom om te lewe. Berei ek my lewe voor vir hom, om gemaklik te kan voel in my lewe. Sien die woord sê, die diere van die veld het plekke om te lê, maar die seun van die mens het geen plek om te slaap nie. Sien, selfs vandag is, ek glo God se gees rond te loop en te vra, maar hy soek mense wat sê, Jesus, ek kan in my lewe kom bly. En wanneer ek kom bly, gaan jy gemaklik voel. En ek kan God se teenwoordigheid huisves, maar kan Jesus nog vandag plekke kry, mense kry waar hy kan tuis voel. Daar's 'n verskil tussen huisves en tuis voel. So mense wat sê, Here, u kan by kom bly. Ou Testament praat hulle van visitation, waar God se gees het op profete gekom, God het gekom, en die woord sê, it descended upon them, and then it lifted, visitation, hy het homself kom besoek. Maar die Nuwe Testament praat van habitation, waar hy kom tuis bly binne my, hy kom bly binne my. Waar God se gees binne my kom bly. En ek glo dat God se gees binne elkeen van ons kan kom woon, of welkom woon, wanneer ek hom aanvaar as my saligmaker. En hy doop my met die Heilige Gees, die woord, en dan kom woon hy binne my. Ek beweeg van visitation na habitation. Dus is hy vir Elisa, of haar man, kom ons bou gou 'n dakkamertjie. Die King James sê, a little room. Die woord daarvoor praat van something lofty, or a stairway. Het praat van 'n tweede verdieping. Was dit 'n kamer gewees nie? Dis bo op huis gewees. Iets spesiaal. Het praat van hierdie kamer was eintlik spesiaal gewees vir mense wat kom kuier. So nie almal in die huis kry so 'n kamer nie. Dis soos in die ou tyd. Of julle maas so of jou ouma so 'n plek gehad het nie, maar 2 sitkamers gewees. Een vir die familie en een vir die pastoor. Jongens, ek gaan daar.
Sy het 'n kamertjie gehad vir die familie en 'n kamer gehad vir die profeet. 'n Special place. Daar kom as jy's net gaan nooit sin toe. Dit is eintlik so mooi. Nie almal kon gebruik nie. Sy kamer van hom reg en kyk wat gebeur. Sy het 4 dinge in die kamer gesit. 4 dinge gedoen. 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp, maar was ook trappe gewees. En dit noem die korrekte weergawe sê die kamer was 'n opperkamer gewees. So die vrou het besluit ek wil God se teenwoordigheid in my huisves. En die trappe praat van iets om iets bo op iets te plaas. So sy het besluit om God se teenwoordigheid bo alles te plaas. To place it above everything. Bo alles wat almal kan sien en nie weg te steek nie. Ek het 2 weke terug gepraat oor gelowige ateïste. Mense wat glo in God, maar lewe asof hy nie bestaan nie. Baie van ons wil graag God se teenwoordigheid huisves op 'n Sondag, maar as ek uitloop, dan word ek 'n submarine Christian. Ek kom net op. Miskien Saterdag aan na die rugby. En dan weer Sondagoggend. En na Sondagoggend is ek weer undercover. Maar sy besluit dat almal kan sien hierdie huisie, hierdie kamertjie word bo alles geplaas. Dit word bo alles in my lewe gesit. God se teenwoordigheid word bo alles, dit word nie weggesteek nie. Tweede ding is die bed. Sy het die bed daar gesit en die bed praat van restaurasie. Ouens, ek hou van, ek kan dit sien nie, 'n lekker bed. Jy wil lekker slaap. Restaurasie. Wat praat van gemak. Sy wou, wat sy sê, sy wil regtig die woorde van God akkommodeer en alles doen, dat hy kon gemaklik wees. Ek wil die volgende sê, Jesus kan binne jou bly, maar baie ongemaklik wees. Hy kan baie ongemaklik wees, of hy kan binne my bly, en hy kan gemaklik wees. Hy kan tuis voel. Ek glo omtrent dat 'n groot majority van Christene vandag Jesus nie binne gemaklik of tuis voel nie. Want my lewe spreek van so 'n lewe wat Jesus ongemaklik laat voel. Jy kan vir jouself sê wat dit mag wees. Is hy gemaklik in jou lewe? Sy het dan ook 'n stoel gesit en 'n stoel is simbolies vir 'n troon. Dit praat van heerskappy, 'n plek van autoriteit. Sy het gesê God se gees gaan volle heerskappy en volle autoriteit in my lewe hê. Sien, ek het baie al gepreek. Wanneer ek sê Lord of Here, die woordjie in die Grieks is die woordjie Kyrios, wat beteken baas, meester, eienaar. Wat beteken as ek sê God is my Here, beteken hy besit my. Beteken hy bepaal wat is en wat is nie plek in my lewe nie. Sien, God is nie 'n president nie. Hy's 'n koning. Dit is nie demokrasie nie, dis 'n koninkryk. Wat beteken as daar 'n koning is, sê die koning wat is toelaatbaar en toelaatbaar nie. Ek kan nie nou negotiate nie. En wanneer ek sê my God is, ek plaas my lewe onder ons heerskappy, beteken dit ek sal wegbly van dinge wat U vir my sê om weg te bly, alles doen moeilik. Nou is daar amen of 'n eina storie vir jou. In my eie lewe weet ek, Here gereeld my praat, Ewan, sê Here, maar dis nie so erg nie. Nee, Ewan, vir my, in jou lewe, sorteer dit uit. Sê baie van my woordskoolstudente, wanneer God sê, wees heilig, want ek is heilig, hy woordjie heilig is peculiar of anders. Hy sê, wees anders, want ek is anders.
Die probleem vandag is die kerk lyk soveel soos die wêreld. Hulle weet nie meer wanneer is die wêreld, wanneer is die kerk nie. En ons praat met die woordskool in die week laasweek oor die wegraping. En as ek my goed reg lees, kom maar 'n skeiding tussen bokke en skape. En ek wonder of die bokke en skape se skeiding nie die ware bruid van die valse bruid is nie. Want ek dink daar's baie mense wat sê ek glo in Jesus. Maar ken hom nie. Die stoel praat van heerskappy. Dis 'n tafel, nie 'n tafel praat van fellowship of gemeenskap. Die lekkerste kuier in 'n huis is waar? Om 'n tafel. Nee? Hoekom? Ek weet nie hoekom nie. Dis omtrent dit. Interessant. En dis Jesus het baie gedoen. As jy iemand op 'n gemak wil kry, eet saam met hulle. Laat terugkom. Wanneer het Jesus sy beste stories vertel? Om 'n tafel. Parables. Sy het 'n tafel voorberei om gemeenskap, fellowship met God te hê. 'n Tafel praat met intimiteit, om 'n tafel gesels ons. Ek deel my hart, ek deel goeders. Jy sit met tafel saam met my, ek nooi jou sport toe, of waar ook al toe, of 'n lekker plek, waar lekker steaks is. Na die dag toe is daar by Oornelsus, was hulle my plek toe gevat met lekker steaks. Ouens, moet daar gaan steaks eet om Donald. Daar almal nooi sin toe vir steaks. Om my tafel deel jy goeders. Intimiteit. Daar's 'n fellowship. Maar sy het Jesus, sy het God genooi om 'n tafel. Jesus, met sy disippels om 'n tafel gesit met hulle geëet. Dis 'n plek van gemeenskap, plek van intimiteit. Hy het nie op 'n tafel met skare gesit nie, maar hy het op 'n tafel gesit met sy disippels gesit. En wanneer ek op 'n tafel met God sit, is daar 'n realm van intimiteit, van gemeenskap saam met hom. Dat ek begin beweeg en ek begin sy hartklop verstaan. Na die tafel het sy 'n lamp. Die lamp praat van openbaring. Praat van die lig van God. Die woord sê, God se woord is 'n lamp vir my voete. 'n Lamp, openbaring. Sy het seker gemaak sy op 'n plek in haar lewe waar sy konstante openbarings kry. Waar sy konstante geestelike inspraak kry. Ons kan die beste kerk sit. Die mooiste gebou, met die beste band. Name it. Maar as religion gepreek word, is alles dood. There's something about revelation. Oor geestelike inspraak, geestelike revelation. Luister mooi, die vrou het nie Lisa gevra vir wonderwerkie. Wanneer ek en jy God se teenwoordigheid in my lewe huisves, het ek nie nodig om te hardloop van punt A na punt B vir 'n wonderwerk of vir 'n woord of 'n inspraak nie. Want sien, dit haal my in van agteraf. Dit vervolg my. Dit bly by my. Dit is daar by my. Ek sien in die woord, toe daai gesin, die tempel, die ark huisves, het God hulle geseën. Why? Because the presence was there. Wanneer ek en jy begin plek maak vir God se salwing, het ek nie nodig om nood te hê. Want God sal aanspreek. Nie nodig om te hardloop van punt A na B toe. God sal weet. Ek gaan nie prosperity nie, hoor vir my. Ek sê nie met climate nie, ek sê maar as God se teenwoordigheid in my lewe is,
God will provide. Psalm 23 sê vir my, hy het goedheid en guns wat hy volg. Al die dae van my lewe. Maar daar's 'n klausuul in die eerste ding. Hy sê die Here is my herder. As die Here my herder is, as ek by hom wy, as ek by hom is. Want baie keer hardloop ons so van profeet A na profeet B toe. Na hierdie herlewing toe, na herlewing toe. Maar daai toe, is almal hosting the presence of God. So 3 dinge. En 'n plek maak vir God se salwe in my lewe sal God se teenwoordigheid, sy gees 'n plek maak vir my deurbraak. Toe sy die plek maak vir God se teenwoordigheid, het dit self plek gemaak vir haar deurbraak. Sy het 3 dinge gedoen. Sy het herken, onderskei, ooreed aangryp, maar sy het ook dit gehuisves. Dit goed gedoen. Sy het trappe gesit. Sy het gesê ek gaan hom bo alles plaas. Sy het sê gemaak hy's gemaklik. Sy het verseker sy het goddelike inspraak gekry, openbaring gekry en met gemeenskap met God gehad. En al hierdie stappe het binne haar lewe die grootste wonderwerk in haar lewe geaktiveer. Na sy Elisa gehuisves het en die huisie gebou het, die trappe met die bed en die stoel en die lamp en die tafel, toe sterf haar belofte, haar seun gaan dood. Dis normaal vir my en jou om ons ouers te begrawe. Dis abnormaal vir 'n ouer om 'n kind te begrawe. En hierdie vrou beleef een van die grootste traumas wat jy kan beleef as 'n mens, en haar seun, die belofte, sterf. Luister mooi. Jy kan 'n belofte ontvang. Hierdie vrou het 'n belofte wat 'n seun gehad, jy het 'n belofte gehad van 'n besigheid of 'n bediening of enigiets. Maar sodra ek hierdie dinge in my lewe begin toepas, wanneer goed begin sterf, die aksies het vermoë om 'n opstandingskrag oor die belofte te aktiveer, selfs al voel die belofte dood. Want baie keer voel dit of dit gesterf het. En die woord vertel vir ons toe haar belofte sterf, toe seun sterf. Omdat sy die woorde gehoust het, kon Elisa kom en hy kon die kind op. There was resurrection power. Nie van jou nie, maar ek wil God se teenwoordigheid in my lewe huisves. Ek wil hy moet gemaklik in my lewe wees. Ek wil hê dat God moet gemaklik in my lewe wees. Ons moet plek kom, mag ons as gemeente op plek kom waar ons God se teenwoordigheid, God se gees kan onderskei. Kan herken in jou lewe. Jy is dalk, ja, maar ek sê pastoor, nie vir pastoor te wees, jy kan 'n onderwyseres wees. Jy kan 'n petroljoggie wees, jy kan 'n bankbestuurder wees, jy kan whatever wees. Maar God kan oomblikke by jou werk en by jou huis gebruik, as ek kan hom onderskei, hom kan herken, daar's 'n oomblik wat God wil werk, en ek kan tap into it and the miracles can happen. Mag ons 'n gemeente op 'n plek kom waar ons ook herken, maar ook, ek sal sê, ek wil nie settle vir minder as ek teenwoordig in die plek nie. Your presence, daar's 'n song, Holy Spirit, you're welcome here, and I say, Lord, your presence is all I long for. Dis al wat ek wil hê. Net die gees, David skryf, hy sê, jy kan alles wegvat, maar net die gees van my wegvat nie. Ek wonder, hoe baie van ons sal vandag sê, Here, van alles weg behalwe u gees. Wilko, speel vir my asseblief. Alles behalwe u gees, vat weg al my geld. Vat weg my goeie besigheid. Van alles weg, Here, behalwe u gees. Baie min van ons. Maar ons moet seker dinge doen
om te huis wees? Wanneer laas het jy in jou lewe seker gemaak, dat God se heerskappy is bo alles in jou lewe? Wanneer laas het jy, as God vir jou sê, maar alfyn hierdie ding is verkeerd, okay, Here, ek sal stop. Okay, Here, ek sal nie compromise nie. Ek weet van mense wat sê die Here het gesê moet iets op en dan hou hulle op vir 'n dag en as hulle terugkom doen hulle al erger. Ja, ouens. Wanneer laas is God gemaklik gewees? Wanneer laas het jy introspeksie gedoen waar God kan gemaklik in jou lewe wees? God kan binne my bly. Maar my leefstyl is van so dat ek hom ongemaklik laat voel. Het jy al iemand ontmoet, jy kuier by hulle, maar jy is so ongemaklik in hulle teenwoordigheid. Jy kan nie wag om met jy te ry nie. Want iets is net af. Wanneer laas het jy met God intimiteit beleef? Jy gaan met 'n date met jou vrou en wil connect. Ek hou van love languages. En love languages is quality time. En quality time gaan nie oor hoe lank jy gaan oor die kwaliteit. Ek wil die couples, as jy quality time wil doen, moet jy jou selfoon afsit. Jy moet alles wegbere. Ek het nou in Clarks op nou dit is 'n groot gemeente gewees, ek het almal geken nie. So as ek mall toe gaan, dan moet ek in 'n hoekie wegkruip. Want jy ken nie almal nie. Dit is onmoontlik om 8000 mense te kan onthou, dit is onmoontlik. En die dag sê ek vir my vrou, kom ons gaan het gou ontbyt by Mag & Bean. En daar's net 'n plekkie op in die kant van die nie ons en so is nie. Maar daar's 'n hulle ingebou in die staproete. En ek het op die punt gesit. En ons my foon neergesit, omgedraai, so 'n goeie man sal doen. Ons gaan kuier. Elke 5 minute. Kom iemand in. Hallo Johan. Ons spandeer 2,5 ure in Mag & Bean vir ontbyt. Dus wegstap sy lied af vir my. Ek is baie chuffed my vrou gevat vir ontbyt. Ek's chuffed. Ek het die merkie getik. Dus weg is sy vir my, is wel nie gegaan het nie. Ek sê, kom nie. Ek het al ander mense gekuier, behalwe my gekuier. Maar laat jy met God net sê, Here, ek sal my selfoon wegsit, my TV afsit, ek sal net met u tyd spandeer. Op 'n tafel. En 'n kombuisgesprek, 'n kombuistafel gaan 4 ure so verby. Maar laas het jy goddelike inspraak in lewe gehad. Hier en by God. Kan ek gou vir jou die volgende sê? As jy net hier revelation kry, dan probleme. God moet ook in die lewe kan inspraak gee. Ek glo God wil met jou sit en vir jou sê, is lief. Ons praat baie keer, ons dink dat om verhouding te bou is my 5 sekondes gebed voor my kos. Dis gou as ek ry en ek gaan in die kerk. Maar as jy heeltyd my bel, hallo Ewan, wanneer ek sien Sondag, maak sy my stoel is reg. Ek gaan ABC. Cheers, goodbye. Is dit verhouding bou? Verhouding bou is wanneer ons gesels. Ek praat, jy luister. Jy praat, ek luister. Wanneer laas jy gister geluister? Dis ons baie moeilik. Vir my is dit baie moeilik om stil te bly. Julle weet dit. Ek Here, wat sê jy?
Maar bo alles, Here, ek beleef Jesus dood, bring lewe. Staan saam met my. Vader, Here, ons wil graag vanoggend help ons om U teenwoordigheid te erken, U teenwoordigheid te onderskei. Here, help my, Vader, om U bo alles in my lewe te plaas. Vader, help my, Here, dat ek my lewe onder die heerskappy van Jesus herrangskik. Here, ek bid, U sal gemaklik in ons lewe wees, Vader. Here, mag ons met U gemeenskap hê, Vader. Mag ons met U, Here, verhouding kweek. Here, mag U Gees in ons veilig. Here, vergewe ons waar ons so baie keer, so maklik, Here, Here, nie dan tuis. Maar dat U in ons lewe sal kom blyf. In Jesus' name. Amen.